En die nuwe reeks se naam is Die Missie, God se verlossingsverhaal. So dis God se plan van die begin af. Van Genesis was God op 'n missie. En Jesus is die middelpunt van daai missie en hy het sy seun gestuur, hy het die Heilige Gees gestuur. Maar is belangrik dat ons daai verstaan en ek gaan vandag bietjie meer uitbrei oor wat die seun se rol was in hierdie missie, die verlossingsverhaal. Maar ons het hierdie week ook gevas en hierdie nuwe reeks is Every Nation se globale reeks. So met ander woorde, die hele Every Nation en wêreldwyd doen hierdie reeks en ons vas en bid saam. Gewoonlik die eerste maand of die begin van die tweede maand. So hierdie wat ons vandag deel, word gedeel wêreldwyd. En daar's 84 kerke wêreld 84 nasies. Ek is onseker hoeveel kerke, maar daar's oor die 1400 kampusbedieninge en hierdie boodskap word gedeel. En ons het die voorreg om deel te wees van hierdie groter prentjie. En hierdie week het ons gevas en bid waar ons die Here vertrou het vir nasies, vir arbeiders, die krag van die Heilige Gees. So daai is die 3 fokuspunte gewees. En ek sê julle aanmoedig volgende keer, raak deel van die vas, 'n gebed. Hierdie vasweek gaan nie oor jou nie. Hierdie vasweek gaan oor die wat nog nie gered is nie. Gaan oor die nasie wat nog nie bereik is nie. En ons groei wanneer ons buite ons 4 mure begin dink. Baie keer word ons gered en die Here werk aan ons harte en dan fokus ons net, Jesus, wat kan die Here vir my doen? Maar hierdie vasweek se fokus is nie wat net die Here vir my kan doen nie. Ons kan daarvoor vas, ons kan altyd daarvoor vas en bid, maar dit gaan oor die persoon wat nog nie gered is nie. Gaan oor hierdie oop stoele wat julle sien. Gaan oor daai stoele wat gevul moet word en daar's mense wat nie deel is van 'n geestelike familie nie, wat nog nie gered is nie. So dis waar die vasweek gaan en ek moedig julle aan om deel te raak van hierdie groter prentjie. En as Jesus sê in Matteus 28 vers 19, gaan na al die nasies, beteken hy ons moet 'n hele ons denkwyse moet so wees dat ons moet gaan, maar ons moet gaan verder as wat ons is en waar ons is. So die Here challenge daag ons uit daarin om te gaan. En Pastor Gillian het hierdie reeks afgeskop en die reeks se naam, die tema wat hy gefokus het was die Vader se liefde. En hy het Johannes 3 vers 16 was sy hoofskrifgie. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hy het 5 waarhede gedeel van God se hart, God se sendingshart in hierdie skrifgie. En hy het ek noem hierdie 5. Ek het dit daar op die bord ook. The greatest love, God het die wêreld so lief gehad. The greatest gift, dat hy sy enigste seun gegee het. The greatest invitation, sodat die wat in hom glo, the greatest escape, nie verlore sal gaan nie. The greatest destiny, waar die ewige lewe sal hê. En die hart van daai hele boodskap was eintlik God se hart. En dit is die dryfkrag vir sending. Ek gaan dit weer sê. Dis God se dryfkrag vir sending en dit is sy liefde. Sy liefde dryf ons om uit te gaan. Om soos as sendelinge te leef. Nie net vir jouself nie, maar ook vir die persoon langs jou. En ons almal is deel van daai missie. Niemand van ons is uitgesluit nie. Ons almal van ons is deel van daai missie. So sending het sy oorsprong in God se hart, waar hy aktief werk om die skepping met homself te versoen en te herstel. En dit weerspieël God se karakter as 'n sendende God. Is God se liefde. Hoe mooi is dit nie? God se liefde. God het die wêreld so lief gehad. Dit is die dryfkrag van alles en die middelpunt van alles is sy seun wat hy geoffer het. En dis my boodskap vandag, die seun se offer. Die seun se offer. So kom ons
sluit ons oë en dan bid ek vir ons. Here, dankie dat ons deel kan wees van hierdie groter prentjie, die groter missie, Here, die groter doel, hoekom ons op aarde is en ook hoekom U seun gestuur het, Here. Here, en waar ons laasweek gefokus het op die groter missie en God se hart agter dit, Here, wil ons vandag fokus op die seun en hoekom U die seun gestuur het en die prys wat hy betaal het, sodat ons deel kan wees van daai missie. Nie net dat ons sondes vergewe sal word en dat ons gered is nie, maar dat ons ook 'n doel het na die kruis. Here, en ek bid Vader dat U iets sal openbaar in ons harte uit die skrif uit. Here, mag openbaring nie uit ons vlees uitkom of van wyshede of goed wat mense sê nie, maar mag ons openbaringe uit die woord kom, Here. Mag ons nuwe openbaring kry vir wat U gedoen het vir ons aan die kruis, Here. En ek bid Vader, mag ons soos hierdie laaste liedjie wat ons gesing het, Here, dat ons regtig alle eer vir U sal gee, Here. Alle lof, Here, want dis wat U toekom, Here. En U is die middelpunt van alles. Here, U is die middelpunt van vanoggend se byeenkomste, by mekaar kom, Here, van hierdie gemeente, Here. En ek bid, mag U die middelpunt bly van hierdie gemeente. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So, my hoofskrifgie vandag is Johannes 12 vers 28 tot 33. So kom ons lees hierdie skrifgie saam, en dan sal ons hom net uitpak. So, hy gaan so: Vader, verheerlik U naam. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom, en hy het gesê, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat, en toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. En dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sal sterwe. 1 Januarie 1956 het Jim Elliot en sy 4 mede-sendelinge geland op 'n land in Suid-Amerika, Ecuador, en met hulle vliegtuig daar geland op die sandbank, en na jare se beplanning, se droom, se gebed, het hierdie nou 'n waarheid geword. En hulle het hard was om hierdie volk, die Huarani volk, wat nog nie Jesus ken nie, daar's nog niemand voor Jim Elliot wat enige een wat dit reg gekry het om uit te reik na hierdie volk en om hulle te leer ken of om hulle meer van Jesus te vertel nie. Almal van hulle wat daar gekom het, was doodgemaak. En Jim Elliot het besluit, hy gaan nie ophou nie, en hy gaan sy 4 vriende, sy sendeling vriende, saamvat, en hulle het gegaan en uitgereik na hierdie mense. En 5 dae later, nadat hulle kontak gemaak het met die mense en dit goed gegaan, is hulle almal in 'n verrassingsaanval doodgemaak. Al 5. En wat net interessant is van hierdie hartseer storie is dat Jim het hulle het 'n geweer saamgevat vir selfverdediging, maar nie teen hulle nie, teen daai mense nie, maar teenoor wilde diere. En hulle het gesê, as hulle ons wil doodmaak, gaan ons hulle nie skiet nie. Ons weet waartoe ons gaan, ons weet ons het ewige lewe, hulle het nog nie. En hulle het hulle nie doodgemaak nie, en die Huarani mense het hulle doodgemaak. En die mense het begin vra, jy weet, want hulle het 7 kinders gehad, saam met die 5 het hulle 7 kinders gehad, getroud, hulle vroue agtergelos, kinders agtergelos, en die mense het vrae gehad, hoekom het julle dit gedoen? Julle was fools gewees. Hoe kon julle so selfsugtig wees om hierdie te doen? Julle familie agter te los. En daar was 'n bietjie onsekerheid oor, was hierdie nou van die Here? Moes hulle dit nou gedoen het? En
Jim Elliot se vrou Elizabeth Elliot, as julle wil, kan julle 'n bietjie navorsing doen oor hierdie is het regtig gebeur. En daar's 'n my vrou het al die fliek al rukkie terug gekyk. Daar's 'n fliek oor dit gemaak en 'n boek geskryf, maar Elizabeth Elliot, Jim se vrou, skryf in haar dagboek: "Today I am thinking how my short time with Jim was and not the end of all things. There are times when it seems so, as if it's all over, and I've nothing left now to do but put in time till Jesus comes. Not so. Marriage was not in itself the end of desire. It generated further ones. It was but a segment of the journey which is life and called for obedience. Now, what I have to do, obey, and my eyes will be open to the next thing." Net soos God se missie nie met Jim dood geëindig het nie, het die verhaal van hierdie verlossingsplan wat Jesus op die kruis gesterf het ook nie geëindig. En dit klink dalk nou, Japie, waarvan praat jy nou? Dit lyk of dit geëindig het, maar dit het nie. Jesus se plan op die kruis is eintlik net die begin van baie. Begin van redding, begin van vrymaak, begin van vergifnis. So ons het laasweek gefokus op God se liefde en dat dit die oorsprong en die dryfkrag is van alles. Maar vandag kyk ons 'n bietjie na Jesus se lewe, die offer wat hy gebring het, en hoekom is dit die middelpunt van alles, maar ook die beginpunt van baie. En ek wil dit konteks skep, as ek nou weer terug kan kom na Johannes 12 toe. Julle moet net by my hou. Johannes 12, met konteks te skep. In Johannes 12 lees ons die intog van Jesus, waar hy op 'n donkie ingery het in Jerusalem. En net die gedeelte voor vers 28 van vers 22 tot 27 praat Jesus van dat sy tyd, sy uur het naby gekom. Hy sê 'n paar keer in Johannes, sy tyd het nie gekom nie. En ons ken nou storie in waar Jesus se ma vir Jesus gesê het by die troue in Kana, jy moet nou 'n wonderwerk doen. En sy het vir Jesus 'n opdrag gegee, en wat het Jesus vir haar gesê? My tyd, my uur het nog nie gekom nie. My tyd was nog hier nie. En hy het nog 'n paar keer dit gesê in Johannes. Maar Jesus sê sy tyd het gekom. En as jy net vir interessantheid, van Johannes 12 of van Johannes 11 af, Johannes 11 is Lazarus se storie, Lazarus uit die dood het opgewek het. Daai is basies nog 6, 5, 7 dae na Jesus se kruisiging. So van Johannes 12 tot Johannes 21 is die laaste 5 dae van Jesus se lewe. En Johannes 12, 13, 14, 15, 16 is die laaste tyd. En so net konteks te skep, hierdie is einde van Jesus se lewe, en is daai stukkie wat ons al gedeel het, waar hy gesê het dat as 'n koringkorrel nie doodgaan en sterwe nie, gaan hy nie 'n oes opbring nie. So Jesus praat van homself, dat hy kondig aan, ek gaan doodgaan. En hy sê, julle moet my volg, julle moet julle kruis opneem. En dan sê Jesus ook, hy is ontsteld. Is net voordat die Vader nou met hom praat en vir almal openbaar, sê hy is ontsteld. En daai is belangrik, want Jesus was in 'n mate vreesagtig. Hy het angs gehad dat hy op die kruis moet sterwe. En daai is belangrik, want as Jesus dit nie gehaat het nie, het Jesus net as God gesterwe. Hy het nie as mens dan gesterwe. En dit is belangrik om dit te verstaan. Jesus het ook as mens gesterwe. Hy moes ook as mens sterwe, want anders was die prys wat hy betaal het aan die kruis nie waardig nie. Dis die rede hoekom Jesus as God afgekom het, maar ook as mens. Want 'n mens moet die prys betaal vir wat mens gedoen het. So as jy 1 Korintiërs 5 lees, as ek reg is, as daar 'n eerste Adam, ons ken eerste Adam in Genesis, so hy het sonde ingebring, hy het skeiding ingebring, so Jesus moes gekom het as die tweede Adam. Okay, so ek wil net daai duidelik maak. Jesus moes gekom het as die tweede Adam.
as mens om die prys te betaal om dit waardig te maak. En ons moet besef dat ons as mens kort redding. Net daar te begin. Almal van ons val kort van die heerlikheid van God. Almal van ons. En ons kort Jesus. En dit is belangrik om dit te begin en ook die fokus te bring op voor ons nou gaan deel oor die offer wat hy betaal het, die prys wat hy betaal het, die offer wat hy gebring het om sy lewe te gee, is dat ons kort Jesus. Punt. Stem julle saam? Want anders is hierdie hele boodskap, as ons vanoggend sê nie ons kort nie Jesus nie, ons is gered en jy weet, dan is hierdie puntloos. Dis hoekom Jesus se storie en dit wat hy gedoen het aan die kruis altyd die middelpunt moet wees. Die evangelie moet altyd die belangrikste boodskap wees. En ons kan baie keer na Johannes 3 vers 16 kyk en dink ons het dit so baie gehoor. Jy weet, ons kan dit nou al, jy weet, aanhaal toe, en dit is nou so maklik en maar daai moet altyd jou hoofboodskap wees. Want die evangelie is opgesluit in daai. En ek wil vandag, as Johannes 12 net weer kan vers 28 tot 33 kan hou, daai stukkie wat ek gelees het, wil ek 3 punte deel, 3, as ek dit so kan noem, merkwaardighede, waarhede van Jesus se offer. En ek het gebid vanoggend, Here gee vir ons openbaringe uit die woord, en baie keer lees ons oor 'n stukkie en ons mis die hele punt. En ek het 3 merkwaardighede van die offer wat Jesus betaal het, uitgehaal. En my eerste punt is, Jesus se offer is primêr vir God se eer. So ons lees, die Vader het gesê, verheerlik U naam, en hy het gesê, ek het my naam, dis God se stem. Kom ons hou net gou daar 'n bietjie stil, dat dis nou 5 dae voor Jesus sy lewe gee, gearresteer word, en hier kom hierdie stem uit die wolke uit, en sê die volgende, my naam verheerlik ek sal dit weer verheerlik. God se stem, dis God, die Vader, wat dit sê, en almal kan dit hoor. So, die offer wat Jesus betaal het, was primêr vir die Vader, vir God se eer. Eerstens, dit was nie vir homself nie, dit was omdat hy gehoorsaam is, en ons het nou laas jaar baie gefokus op Filippense, ons het die hele reeks gehad oor Filippense, maar Filippense 2 vers 8 sê so mooi, dat hy het homself verneder, Jesus het homself verneder. Hy was gehoorsaam, gehoorsaam tot die dood. So eerstens, Jesus was gehoorsaam. Sy offer wat hy betaal het, was eerstens, dit was vir ons, maar hy het dit gedoen om God te behaag, God te eer. Maar daar was oomblikke in Jesus se lewe wat hy gesê het, Here, laat hierdie beker verbygaan. Daar was tye, maar Jesus hy tot die dood was hy gehoorsaam. Punt nommer 2. Jesus se offer bied oordeel en bevryding. Vers 31, nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word. Baie van ons het eintlik nog meer vrae oor enigiets as ons hierdie skrif lees, want julle sal sê, maar Satan is nog lekker besig. Wat was die prys dan wat Jesus betaal het? Of wat is die doel wat Jesus op die kruis gesterwe het en dat hy die mag onttroon het? Maar dis juist die punt. Satan is nog daar buite, maar hy het nie meer mag. Jesus se daad, dit wat hy gedoen het aan die kruis, het Satan onttroon. Hy het sy mag weggevat. So dis nie te sê dat Satan dalk nog kan werk buite en besig kan wees. Maar Satan is onttroon. Hy sit nie op die troon nie, Jesus sit op die troon. En ons moet dit glo, ons moet dit lewe, ons moet dit verklaar. Jesus is in beheer oor ons lewens, oor ons besighede, oor ons konnetgroepe, oor alles wat ons doen. Jesus is in beheer.
Hy het op die kruis vir ons gesterwe en hy het die owerste Satan van hierdie wêreld uitgegooi. Hy het hom ontroon. En daarom kan ons bevryding kry in Jesus, deur Jesus. Nie deur iets anders nie, deur Jesus is daar bevryding vir ons. Ek gaan nou soos 'n charismatiese pastoor sê, amen. Kan julle saam sê, amen. Dit klink so lekker, maar niemand sê amen. Amen. Nommer 3. Jesus se offer is die verlossingsdaad wat almal na hom toe trek. In vers 32 sê Jesus, en as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Nou wat interessant is, Jesus se sinbeeld wat hy gebruik, as hy sê, as ek verhoog is, beteken letterlik, kan dit baie goed beteken, maar as jy navorsing doen, beteken dit, hy gaan op die kruis verhoog word. En daai daad, die kruisiging, gaan almal na hom toe trek. So die feit dat Jesus op 'n kruis gesterwe het, dis die middelpunt van die evangelie, die goeie nuus. Dink sommer weer aan 2 Korintiërs 5 vers 21 wat sê dat God het Jesus wat geen sonde gehad het. Aan die ander woorde, hy was vlekkeloos, hy was sondeloos, op die kruis laat sterwe, sodat die wat in hom glo, geregtigheid, sy geregtigheid kan ontvang. Dis die, soos, wat sê hy, Luther wat gesê het, the great transition. God het as mens afgekom, perfek, sonder sonde, die perfekte lam, en hy moes perfek wees om hy prys te betaal, sodat ons sy geregtigheid kan ontvang. Nie deur werke nie, deur te glo. Belangrik, daai is die evangelie. Beteken dit ons kan doen wat ons wil? Nee. Beteken nie dat ons kan uitgaan in sonde en in die hypergrace ding ingaan van ons kan nou net doen wat ons wil nie. Maar ons geregtigheid ontvang ons eerstens deur te glo. Deur te glo word ons gered. En dan neem ons Jesus se natuur aan. Ons kies om nie te sondig nie. Ons kies om 'n lewe van geregtigheid te lewe. So daai kom uit 'n keuse uit. En dis hoe die heiligmaking proses begin. Ek gaan daai 3 punte net weer noem. Jesus se offer is primêr vir God se eer. Jesus se offer bied oordeel en bevryding. En Jesus se offer is die verlossingsdaad wat almal na hom toe trek. Daai is belangrik. In vers 25, ek het dit nou nie, dis net voor hierdie gedeelte, sê Jesus die volgende, hy sê, wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir ewig, van die ewige lewe behou. So Jesus het die ultimate, die finale, die hoogste offer betaal, en dit beteken nie dat ons deel is klaar nie. Beteken nie ons kan net aangaan nie. Ons weet wat sê Romeine 1, dat ons moet ons lewe gee as 'n lewende heilige offer. So dit eindig nie by Jesus nie. Dit gaan aan met ons. En vir Elizabeth Elliot, dis nou Jim se vrou, nadat sy self seker 'n paar vrae gehad het oor die lewe en oor wat gebeur het met haar man, maar aanvanklik kon sy net elke dag net oorleef. Maar met die tyd het haar oë begin oopgaan oor God se verlossingsplan, sy plan wat hy het vir haar, maar ook vir almal. En 2 jaar na Jim en sy 4 vriende oorlede is, het sy en haar dogtertjie, wat 2 jaar oud is, Valerie, en een van die ander mense, sy ding se naam is Nate Saint, en sy Nate Saint se suster, so dit is Valerie, die dogtertjie 2 jaar oud, en haar ma Elizabeth, en Nate Saint se suster, het teruggegaan na die Orani volk toe, en hulle het gesê, ons gaan. En die Here het hulle gebruik. Hulle was nie doodgemaak nie,
en hulle het die evangelie verkondig en dit reg gekry. En omdat hulle die Oranje volk gesien het dat Elizabeth het hulle vergewe, kon sy die evangelie verkondig. En 'n paar mense is bekering gekom en hulle het selfs die Oranje volk se taal in 'n Bybel vertaal. Met ander woorde, ja, hulle het die hele Bybel geskryf in hulle taal om hulle te bedien. En Elizabeth Elliot haal hierdie volgende aanhaling aan wat Jim se hoof aanhaling was. Dis waarvoor hy gelewe het. En hy het die volgende gesê: He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ek kan dit weer lees. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Met ander woorde, Afrikaans, jy is dom, jy is 'n fool as jy dit prys gee wat jy in elk geval gaan verloor. Om dit te kry wat jy vir ewig nie vir ewig kan hou nie. So hier sien ons dat in hierdie hele storie dat Jim en sy 4 sendeling kollegas was toe nie fools nie. Daar was dalk in die begin baie vrae, maar puzzles het bymekaar gekom en die Oranje volk het Jesus leer ken en hulle was gered. Ek weet nie of almal gered is nie, maar daar was vergifnis en ons het hierdie verlossingsstorie sien afspeel, hierdie versoeningsstorie sien afspeel by hierdie eiland Ecuador. En soos ek nou afsluit en ons gaan nou nagmaal doen, wil ek hê ons moet terugdink aan die prys wat Jesus betaal het. As hy punt. Ons moet terugdink aan die prys wat Jesus betaal het en die feit dat Jesus verhoog was en die fokus op Jesus, kan dit dalk lyk, maar Jesus is verneder. Hy's doodgemaak. Maar dit is juis die begin van vrymaak, van die goeie nuus. Die feit ons weet, hy was nie net daar verhoog nie. Hy was ook verhoog uit die dood uit en het op hemel toe gegaan, waar hy langs die Vader sit en wag vir ons. Wel, hy gaan weer kom. Maar nou wag hy net tot die Vader sê hy moet kom. Here, U is in beheer, Here. U regeer. Here, U sit aan die regterhand. Here, U het Satan ontbloot, onttroon. Here, en ons kan glo, Here, in die redding en dit wat U gedoen het aan die kruis. Here, dankie dat ons voorreg het, Here, om as kinders te kan wees en te kan optree en mekaar kan lief hê, Here, in die wêreld ook lief te hê soos U die wêreld lief gehad het. Here, mag ons weet, Here, ons is deel van 'n groter verlossingsverhaal, 'n verlossingsplan, Here, en ons wil op U missie wees, Here. Ons wil nie op ons eie missie wees nie, Here. Ons wil op U missie wees, Here. En ek bid, Vader, soos ons op daai missie is, Here, dat ons ook gesond sal raak. Dat ons ook genesing sal kry, Here. Here, dat U ons sal kom bedien in hierdie missie wat U vir ons roep, Here. Mag ons nie net ons fokus op onsself sit nie, maar mag ons ook sit op ander, Here. Dankie, Here, vir hierdie groot doel, Here, waarvoor ons geroep is, Here. Dankie, Jesus, Here. Ons loof en prys U naam. Amen, amen.